Loof die Here. Prys sy naam. Prys die Here. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Halleluja. Nou word myself ook. Prys die Here. Amen. Halleluja. En nou is jy so wakker. Die wat door die slaap nog was, ek is bly as jy wakker word. Klink hy reg? Sal jy reg klink, jy moet maar net so maak, ja, hande opsteek. Ek sal nie vra wat in die kamer word. Dit is wel wat is die fout. Waar ek al fout, terwyl ons in die staan wil ek wil nie nog niks sonder nie. Terwyl ek in die midkamer staan en die Here lê iets op my hart. Ek nou ook, terwyl ek staan, besef ek dit is nou nie 'n boodskap vir almal nie, maar ek het nou iets wat ek moet sê voordat ek begin. En ek wil hê julle moet mooi luister. Die Here bepaal jou lewe. Nee. Prys die Here. Ek gaan nie oor afkry oor hierdie. Sê daar's 'n rede vir alles. Amen. Gaan hou nie van wat ons doen nie. Laat ek op vir vanoggend sê, as ek vanaand sê dan moet jy my man verskoon, maar ons het gisteraan konferensie 'n streek saamtrek gehad en nou bly dit nog steeds by my kop vanaand. Ek wil vanoggend vir julle sê, ek kom op 'n punt in my lewe waar die Here ek moet my keuse gekom het. En wat gebeur het is, ek is in hierdie tyd waar ek my werk verloor het, en die profesie kom na my toe, ek gaan 3 keuses kry, 3 offers kry op die tafel. En terwyl ek hierdie 3 offers gaan kry, moet ek die regte een kies. Nou wil ek vir jou sê, wanneer jy in daai situasie kom, en as jy al daarin was, dan kan jy vir my sê, ek weet hoe dit voel. Wil ek vir jou sê, dan weet jy nie wat om te kies. En op daai oomblik is ons op pad af, Hartenbos toe, op vakansie te nou moet jy weet, dis 'n vakansie wat al klaar betaal was. Dis 'n vakansie wat ons al vooruitgesien het al die hele jaar deur. En die Here, dit werk so uit dat die Here vir ons help dat ons kan ons vakansie geniet terwyl ek nie werk nie. Dit gebeur. Die probleem is klaar betaal, so ek het geen uitgawes daarna. En ek kom op 'n punt en ek sê vir my skoonma, sê vir haar, nou wat kies 'n mens? Sy sê my, ek het nie gehoor wat die profesie vir jou gesê daai dag nie. Kies die regte een. Nou sê ek vir u, ek weet nie wat om te doen nie. Maar daai aand gaan bid ek. Toe ons al Hartenbos is, kry ek my tyd en ek doen my stilte tyd en ek raak aan die slaap en ek droom oor hierdie droomwerk wat ek wil hê. En ek droom hoe ek op die plaas instap en ek probeer vir die mense wys wat my ken. Ek sê van, kom kyk hierdie plaas, hierdie plek, hierdie sak vol geld wat ek verdien. En ek sê vir kom kyk hier so, ek wil die deur oopmaak, ek die deur wil oopmaak. Voel ek maar gou moet oopmaak, en ek verseer op, ek wil hom oopmaak, toe staan niks aan die ander kant nie. En ek stap deur en hulle sê, nou wat, waar moet ons af voor kyk? En ek draai om en iemand kom van agter af, 'n onbekeerde persoon. Sê vir my, keep on believing, trust and obey. En ek dog toe, het ek nou reg gehoor? Keep on believing, trust and obey. En ek kon dit nie verstaan nie. En die mense vra vir my nou, waar is jou droomwerk? En ek sê vir hulle, hier is die deur. Maar niks is daar agter. En die Here sê vir my, besom as dit deur jy kies. En terwyl dit gebeur, kom die persoon weer na my toe, die onbekeerde persoon, hy sê vir my, keep on believing, trust and obey. En ek maak my oë oop,
maak my vrou wakker, ek sê vir haar, ek weet waar jy nou moet gaan. Ek gaan terug na die ou plek waar ek gewerk het. Sy sê vir my, is jy ernstig? Ek sê vir haar, ja. Die Here stuur my terug so toe. Ek dink die Here wil hê, ek moet daai man se lewe by die Here uitkry. En 'n lang storie kort te maak, terwyl ek myself voor te berei, nou onthou, ek weet nie wat daai mense my gaan aanbied nie. Ek het geen idee nie, ek het van op die tafel daai dag in die onderhoud gesê, dis wat ek soek, dis wat ek verwag, om kos op die tafel te kan sit, en hulle sê, okay, jy is reg. Maar, so ry ons terug huis toe, nou begin het weer jou opgaan, het ek die reg besluit gemaak. Terwyl die ander besluite ook goeie besluite is. En ek kom by die huis, en ek sê vir my vrou, ek weet nie, die Here het op my hart gelê, ek moet nou hierdie werk vat in die stad, maar ek is lief vir die plaas, ek is lief vir die plaas, ek wil dit graag doen. Maar die Here sê vir my, dit gaan nie werk. En ek vat toe die werk in die stad, en terwyl ek by die werk is, kom die man na my toe, en sê vir my, hy wil met my praat. Hy sê vir my, ek het die Here nodig. En ek voel toe net so klein, want ek gedink het, die werk is nie vir my nie. Dan ek moet onthou, ek verdien 'n salaris toe op daai oomblik minder as wat ek op die plaas verdien het. Ek verdien baie minder as wat ek die helfte minder uitgekry het, en nou my eie petrol betaal, maar die plaas alles betaal het, nou moet ek my eie goed betaal. Maar so gaan dit, en hy sê vir my, die Here nodig. En ek besef, ek het die Here, ek moet nou die Here se hulp vra in hierdie saak. En ek begin met hom praat, en ek begin met hom help. 'n Paar maande gaan verby, kom die volgende persoon, en die Here stuur hierdie persoon op my pad, en hy is baie slim. Maar die probleem is, hy het die Here in sy lewe, en ek vermaan hom toe iets wat hy verkeerd sê. Hy sê vir hom, hou op so wees. Hou op die Here jou vloerblad maak. Die Here is nie 'n vloerblad. En hy besef toe, hy doen verkeerd, en hy kom later terug, hy sê vir my, ek besef wat jy gesê het. En hy vra toe om verskoning, en hy sê vir hom, nee, die Here sal jou vergewe as jy jou sonde bely. En as jy nog nie op daai punt was om sonde bely, dan wil ek jou sê, dan nooi ek jou uit, kom, as vir jou bid, dat jy jou sondes gaan bely. Dat jy jou erken dat jy 'n paar maande gaan verby, dit raak moeilik. En ek sê vir my vrou, ja, dit raak moeilik. En hier uit die bloutyd kry ek 'n oproep. Dus dit weer een van die plaas eienaars, hy sê vir my, hy wil my graag hê. Hy kyk toe na my CV nie, hy kyk nie wat ek nodig het nie, hy sê vir my, hier is die pakket, dis wat ek aanbied. En op daai oomblik is dit 3 keer meer as wat ek kry. En ek gaan na my vrou toe en ek bied vir my vrou werk. En nou sê ek vir, ek het bewys, ek wil vir jy wys. En ek stap uit en ek sê, Here, waarvoor het jy my geroep? Het jy my geroep om 'n sak vol geld te hê, of het jy my geroep vir siele? En ek begin in 'n vasting ingaan, en ek bid, en in die tyd bid ek, en ek vra vir die Here, wat wil jy hê moet ek doen? Wat moet ek doen? En die Here sê vir my, daar wat jy geplant het, daar wil ek hê jy moet wees. En ek ry huis toe, in my vasting, in die tyd wat ek gevas het, ry ek huis toe, en ek kom by die huis, en ek sê vir my vrou, luister, ek en jy moet nog gepraat. Sy sê vir my, is reg, ons gaan praat. En nog voor sy kon sê, is reg, sê ek al, die plaasding gaan nie werk, dis nie die wil vir die Here nie. En sy draai om, sy stop so op kos te maak, sy sê vir my, nou, hoe bedoel jy nou? Ek sê, die Here het met my gepraat. Die Here sê, dis nie ons werk. Sy sê, die man stuur haar 'n boodskap, en sê, ekskuus, ek het julle mislei. Ek kan julle nie meer bekostig. Ekskuus, ek kan julle nie meer bekostig. En 'n lang storie kort te maak, dit gaan toe nie so goed soos wat ek gedink het daar gaan. As ek die eerste dag die besluit gemaak het om terug te gegaan het, sou ek uit die wil uit van God gegaan het. En ek wil dit vanoggend vir julle sê, voordat ek begin bedien met my boodskap, en dit is wat ek vir julle wil sê, is bly in die wil van God.
Ek weet nie vir wie moet dit hoor nie. Ek weet van iemand wat die sit vanoggend wat ek mee weet waarin hy sit dalk en ek dalk is dit nie vir hom nie, dalk is dit vir iemand anders vanoggend, maar ek wil vir jou sê, wanneer jy in die wil van God is, kan jy nie fout maak nie. Wanneer jy swaar kry in die wil van God, hou vas, tot op die einde, die Here sal voorsien. Ek praat uit 'n ondervinding uit. Ek praat uit 'n getuie uit hierso. Die Here het nog nooit vandat ek die Here dien, het hy my teleurgestel. Hy sê, want dit kos jou 'n prys. Dit het hom 'n prys gekos. Wat het dit hom gekos? Dit het Jesus Christus gekos dat hy moes uit die hemel uit neerdal om as mens te kom word, sodat hy vir ons sondes kon sterf, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. Voor Jesus se kruisiging moes ons bokkies gaan offer het, duifies gaan offer het vir ons sondes. Ons hoef nie meer dit te doen nie, ons kan na die Here toe gaan, maar dit het hom 'n prys gekos. 'n duur prys gekos, maar dit was die moeite werd, want vandag kan ek en jy sê, ek is bloedgewasse kind van die Here. En omdat hy gesterf het aan die kruis, het ek 'n nuwe lewe. En as jy wil weet wat die Here gedoen het op die kruis, en in daai tyd wil ek vir jou nou al sê, maak 'n plan, kanselleer jou plan vir Paasnaweek, kom kerk toe. Want die Here gaan ons begin seën. Pinkster is om die draai. Ek wil vir jou sê, as jy nog nooit gedoop is met die Heilige Gees nie, begin plan maak, dat jy die doop met die Heilige Gees ontvang. As jy nog nie die doopwater is, ek wil vir jou sê, maak gereed. Jy gaan 'n uitstorting van die Heilige Gees uitkom op hierdie uitdaging. En as jy nie reg is nie, dan gaan jy agterbly. Ek praat gisteraan daaroor en ek het dit woord voorberei. My vrou gaan dit nou vir my opsit op die bord. Maar ek wil vir jou sê, daar gaan 'n tyd kom waar jy moet kies, of die Here of die hel. En ek wil nou vir jou sê, maak nou seker dat jou pad op hemel toe is by Jesus, nie by mens nie. 'n Mens kan jou laat val. Jesus kan jou nie laat val nie. Amen. En as jy geval het omdat jy dink dit was die Here en jy skwaad vir die Here vanoggend, wil ek vir jou sê, dan maak jy 'n plan om by my te kom. Ek sal tyd maak vir jou. Jy gaan nie sê vir my, of jy uitstap en sê, ek skwaad vir die Here nie. Terwyl ek het hierdie week gehoor het, terwyl ons bid daarvoor, bid ek, en dit was so in by my boodskap, is dat die Here sal jou oortuig, nie 'n mens nie. Maar wanneer die Here jou op 'n pad bring om 'n beproewing, is dit nie om jou dood te maak nie. Dit is om 'n beter mens van jou te maak. Mens wat beter toe kan uitstrewe. Die beker wat jy drink, is nie vir jou dood nie. Dit is sodat ander mense tot getuie word van jou siekte, van jou omstandigheid. Jy gaan my nie hoor nie, en ek het daarvan gestaan gepraat, te vra ek maar na die ander pastore, sê vir my bietjie, praat julle ook oor geld. En weet jy wat is hulle saak? Hulle sê vir my, hulle wil nie oor geld praat. Ek wil vir jou vandag ook sê, en ek het dit baie keer gesê, en ek gaan dit aanhou sê, tot die dag wat die Here my skuif, gaan ek nie, wanneer ek hier is, gaan ek nie praat oor geld nie. Ek gaan nie meer daaroor praat nie, ek gaan dit nie toelaat nie. As jy dit nie doen nie, dis dit jou saak. As jy nie 'n tiende gee nie, is jou saak, dan wil jy nie die seën van die Here hê nie. En daarby sluit ek af met dit. Ek gaan nie meer daaroor praat nie. Ek het klaar daaroor gesê wat ek wil sê. Terwyl mense hulle voorberei, en ek praat nie lelik van ons kerk nie, maar ons kerk het ook 'n ding wat hulle voorberei vir mense dat ek kan nie as jy dink se naam onthou nie, dit het vir my aangestuur. Oor hoe 'n geestelike lewe jy kan leef finansiëel. Ek wil vir jou sê, jy kan nie finansiëel goed doen as jy nie by die Here is nie. As jy wil geseën wees in jou besigheid, geseën wees in jou werk waar jy werk vir wat wie ook al jy werk, vir Volkswagen of by die skool of waar ook al, begin die Here eerste plaas in jou lewe. Dan gaan jy sien wat die Here kan doen vir jou. Ek wil vir jou sê, ek is nooit spyt, ek het die Here eerste begin sit nie. Dit het my ook 'n pad gekos, 'n prys gekos. Ek kan vir jou daar besig hou, hoe ek 'n plan gemaak het, en dan kom die Here en sê vir my, seën. Wat jy nou gedoen het, is uit jou eie begeertheid. Onthou ons almal het begeertes.
Ons moet strewe om die Here in ons lewe te hê. Plaas hom eerste in jou lewe. Amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here lofoffer. Prys die Here. Nou, ekskuus, my vrou, jy moet vir my, daar's 'n prentjie op die rekenaar, in die middel van die skerm. Sit daai prentjie vir my net op. Ek hoop hy gaan nou regwys. Moet ek nou eers sien voordat ek kan aangaan met my boodskap. Ek gaan julle nie lank hou nie. Ek wil gee wat die Here vir my gegee het en dan kan ons weer begin sing vir Here. Dankie sê vir Here. Dankie. Daar is die prentjie. Julle verstaan wat 'n prentjie dit is. Die os en die ploeg en die boer, kom ons sê maar die boer wat agter die ploeg. Nou ek dink julle ploeg ons so nie, vandag gebruik ons trekkers. Groot voertuie. Dit is lekkerder en dit is vinniger. Maar ek wil by hierdie prentjie, ek gaan nou by hierdie prentjie uitkom. Ek wil hê julle moet julle Bybels oopmaak by Handelinge 9. In Handelinge 9, baie eenvoudige bekende gedeelte, vir my stel te bekend. Iemand wat ek baie na opkyk is Paulus. Prys die Here. As jy dit het, sê saam met my amen. Amen. Prys die Here. Nou voor ek gaan, nou wil ek iets doen. En ek gaan nou kwaad is vir my. Was alright? Ek bly lief vir julle. Ek het dit gestaan genoem. Nou noem ek dit vir julle vanavond. Volgende. Hier is ons wapen. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die owerhede, die wêreldheersers van hierdie dag. Glo jy saam met my? Amen. Ek is vra te vra vir hulle, waar is julle wapens? En ons praat baie oor die Midde-Ooste nou op die oomblik. Maar het jy gesien, niemand gaan daar op daai veld sonder 'n wapen. Jy moet die wapen hê sodat jy die vyand kan terugslaan. As jy nie die wapen van hierdie het nie, moet jy my kom sien dat ons vir jou Bybel kan gee. Maar die Here sê sonder dit kan ons nie deur hierdie lewe gaan nie. Hierin is wat nou op die oomblik gebeur in Suid-Afrika en oral op die wêreld aangaan, is hier opgeskryf. Ons moeilike tye is hier opgeskryf. Wat probeer ek vir jou sê vanoggend? Jy kan nie sonder die wapen die vyand aanvat nie. Moenie probeer nie. Jy gaan seer kry. Begin jou Bybel lees. Begin tyd maak om die Bybel te lees. Ek gaan aanhou daar tot jy daar is vir my. As jy kwaad is vir my, laat my afspraak, dan sal ek nog sorry jammer sê ook al. Maar ek wil vir jou sê, jy moet begin jou woord lees. Dit is so lekker, eintlik moet ek eintlik vir julle ook sê, want daar gaan niemand waar hy gaan gaan nie. Daar moet ons ook 'n tyd maak om self voor die kan sit. Jy antwoord net wat jy kan bel. Daar gaan ons 'n storie. Wanneer jy weg is van die internet af, dan gaan jy 'n storie hoor. Maar prys die Here, dis nie die boodskap nie. Ek wil vir julle lees van vers 1 sê, maar Saulus, wat nog dreigend en nood geblaas het teen die disippels van die Here, het nadat die hoofpriester gegaan en van hom 'n brief gevra aan die sinagoge van Damaskus, sodat hy die mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle kon gebooi na Jerusalem terugbring. En toe hy op sy reis na Damaskus kom, ontstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond neer en 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
En terwyl hy bewend en verbaas was, sê hy, Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad. En dit sal aan jou gesê word wat jy moet doen. Vers 8 sê, toe staan Saul van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hande gelei en in Damaskus ingebring. Vers 17 sê, en Ananias het gegaan in die huis gekom en hom in die hande opgelê en gesê, Saul broer, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarna jy gekom het, sodat jy weer kan sien en die Heilige Gees vervul word. En dadelik het iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien. En hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy die voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword en Saul was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Nou, vir my moet ek vir sê, ek het nog nie gehad nie. Ek is bevoorreg daarvoor, maar kan jy dit indink? As jy 'n kind van die Here is en jy word vervolg, hoe erg gaan dit nie wees nie? Hoe erg is dit nie dat jy deur mense vervolg word? Ek praat gisteraan daarvan en ek wil vir sê vandag, dieselfde gaan met ons gebeur. Dalk nie nou dadelik, maar daar kom 'n tyd, dit is skriftuurlik. Ons gaan vervolg word en ons gaan gejaag word uit mekaar uit. En al wat ons by mekaar gaan hou is die woord van God. Die Heilige Gees wat die Here vir ons gegee het, gestuur het, gaan ons kan vasstaan en dit bly. Ons gaan in niks ander kan vasstaan nie. Wanneer hulle kom, gaan jy dit sien met jou eie oë. En ek bid dat die Here ons die krag sal gee om deur daai tyd te kan gaan. Maar ek noem dit gisteraan vir hulle by die saamtrek, noem ek dit vir hulle. Ons is te doen met hierdie sendeling kom uit die Midde-Ooste uit. En hy vertel vir ons dat dit is nie dieselfde soos die ou dae nie. Die ou dae kon jy uitgaan as 'n sendeling en jy kon bedien het. Vandag as jy sendeling is jy sal daar so rooi tale op jou gesit. Hulle jaag jou. Hulle jag jou. Hulle maak seker jy word doodgemaak. Nou as jy moslemme omdraai om die Here te dien, Hindus om te draai, dan om die Here te dien, dan begin hulle daai mense doodmaak. En ek sal nie vergeet nie, hy sê vir ons, hulle het al baie keer op dit afgekom. Dan begin hulle hierdie mense doodmaak. Hulle is so teen, hulle is dit so erg. Hulle sê vir ons, die sendeling sê vir ons, jy bid nie, ag Here, dat hulle sal seën nie, dat hulle sakke vol geld word nie, dat hulle sal bless waar hulle is nie. Hulle sê, hulle wil nie dit hoor nie. Hulle wil hoor, bid vir ons vir krag. En bid dat ons die Heilige Gees nie verloon. Bid dat ons die naam van Jesus nie sal verruil nie. Dis waarvoor hulle wil hê, 'n mens moet bid. En hy sê die eenvoudige rede is daarvoor, wanneer hulle by jou kom, en hulle rig die vuurwapen op jou op, en hulle sê, verloon God, of sterf, dan moet jy 'n keuse kan maak, of ek dien God, of ek dien nie God. Nou ek weet nie van wie, julle was daar nog nie in so 'n situasie nie, ek was daar raak aan dit, maar nog nie raak daar nie. Maar ek kan dit dink aan, daar so lang terug was, baie jare terug het hulle 'n videoklip gemaak van hierdie man staan langs die pad en hy is besig, hy steek sy duim uit en hy soek 'n lift en hierdie man tel hom op, hy sê, waarheen gaan jy? Hy sê nie, ek gaan na die volgende dorpie toe. Maar hierdie man sit hier agter in die kar en hy het 4 wapen langs hom en hy druk die revolver sit teen die ou wat hom 'n lift gegee het, sy kop en hy sê vir hom, ek wil vir jou vandag vra, maak 'n besluit. Dien jy God, of dien jy nie God? En as jy God dien, is jy bereid om te sterf vandag voor. En die man begin huil, en hy trek van die pad af, en hy begin huil. En hy sê vir hom, ek vra jou weer, dien jy God, of
teen hierdie wêreld. Is jy bereid om te sterf? En hy sê, en hy begin huil en hy sê, ek ken die Here, maar ek wil nie sterf vandag. Hy sê, dwaas is jy. En die man verdwyn. En hierdie man ry, terwyl hy ry, begin dit hom hier so pla. Hoekom, wat het hierdie man eintlik nou in my kar gedoen? Wat wou hy eintlik doen? Die probleem was, die Here bring ons by 'n plek waar jy in hierdie toets gesit word. Dien jy God of dien jy nie God? En ek wil nie baie daaroor praat nie, want ek wil vir julle doen, dit is waaroor dit gaan ook vir my. Oor vanoggend se boodskap is dat Ananias is een van die disippels. Die disippels word uitmekaar uitgejaag. Die disippels word verjaag deur die ou wat se naam Saulus genoem word. Nou as jy Saulus geken het, wil ek vir jou sê, dit was 'n vrede man op sy tyd gewees. Daar was niks anders wat jy kon gedoen het nie. Saul was so erg, as jy gesê het, ek dien die Here, dan sê ek vir jou, gaan uit. Gaan maak gereed dat jy kon doodgooi met klippe. Stefanus was doodgegooi deur klippe, omdat die woord van die Here verkondig het. Weet jy wie het agter die klippe gestaan? Saul. Hy is vandag Paulus en ek gaan nou nog uitkom. Dit is vir my eintlik interessant hoe die Here werk met ons. En terwyl ek daaraan dink, toe dink ek, ons het so maklik in die kerk. Ons het so maklik by ons werkplekke. Wanneer iemand die naam van die Here eintlik gebruik, dan praat ons nie eens daaroor. Ons sê niks daaroor. Wanneer jy dit hoor, vloek en skel in die winkels, dan sê ons niks nie. Ons doen niks omtrent dit nie. Want ons is bang wat gaan hulle doen. Ja, jy is 'n kind van die Here. Kyk hoe loop jy die pad van die Here. En as jy 'n fout maak, dan is hulle op jou. Ek wil vir jou sê, ek kies liewer die pad van die Here as van 'n mens. En ek wil vir jou sê, ons moet begin leef in vrees vir God, nie vir 'n mens nie. Begin leef asof jy die Here jou enigste uitweg is. Terwyl hierdie man Saulus begin die blaasery doen op die gemeente van Christus. En ek moet vir julle sê, ek het gestaan op genoem, net toevallig nog genoem. Hulle praat hier in die Bybel van die mense so vind van die weg. Daai jare was Christendom nog nie regtig daar nie. Hulle het die mense genoem die volgelinge van Jesus. Hulle het nog nie gesê dat is kinders van die Here of Christene. Dit is eers later in die tyd was ontdek en gesê dat ons is kinders van die Here en ons is Christene. En terwyl ons daarvan praat, baie keer dan kom die vyand en dan trek hy en hy sê vir jou, jy kan dit nie doen. Jy kan dit nie volg. Het jy dit al gesien? Het jy gesien wat maak die vyand? Hy trek jou gedagte weg van die woord. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, terwyl Paulus daar so voor hy is Paulus word, tel ek iets op en in die woord, en ek wacht ek eens vir my vrou, en sy het my nou breekie weer opsit. Nou, sy sal nou opsit. Nou, terwyl laat ek daarby uitkom. Nou, terwyl hy so jagend is, en ek weet nie of, vir my is dit 'n baie groot storie hierdie van Saulus. Terwyl ek dit gelees het, toe besef ek, wat beteken dit eintlik, die prikkels? Ek het al daaroor gedink, wat is die prikkels? Nou, ek het nou nie, ek moes eintlik dit verhaal het. Maar ek het nou nie 'n skerp ding nie, dis nou jammer ek het dit nie, maar dit is amper soos 'n skerp soos 'n mes. Ek gaan nou sommer die pen as 'n voorbeeld gebruik. En terwyl ek die pen nou voorhou, dis 'n lang ding wees wat hulle daar vasgehou het. En dan wanneer die os begin stadig raak, wanneer hy begin stadig loop, dan begin hy kom en dan druk die man die pen teen sy bout vas. Dan begin die os weer loop, sodat hy kan aanhou loop. Later aan toe ontdek hulle het so 'n ding aangehak aan die os na agter toe, wat beweeg sodat hy wieg so. Die pen, die prikkels, dit het hulle genoem die prikkels. Dan as die os begin stadig begin raak, die ding net so aan sy vinger. Nou jy gevoel jy met 'n naald jou steek. Dit is eindig. En dan voel jy
jy kan 'n traan skiet so seer as dit partykeer. Of daai wat ons van die suikertoets mos, as jy so prik, is partykeer seer. En dieselfde was dit vir die os gewees, as hy wou stadig raak en prikkel hom en dan gaan hy aan. Die idee was van wat die Here hier vereindelik bedoel het vir ons is dat daai prikkels was om vir hom as Saulus te moeilik om teen te skop. Hy kan nie opgehou het om te sê, Here, asseblief, hou op om my, ek wil amper sê, hoe kan 'n mens sê, terroriseer. Die Bybel praat van, hy het gevra, wie is die Here? Wie is die Here? En die Here sê vir hom, ek is Jesus wat jy vervolg. En terwyl hy dit sê, kom in die volgende deel en hy erken dat dit is Jesus Christus. Hy erken in die volgende gedeelte, sê hy, Here, wat wil jy moet ek doen? Nou, hy erken dadelik die stem van die Here, nadat die Here met hom gepraat, en dit is dieselfde wat ek nou vir u wys van dit, is dat hy is daai os gewees, hardkoppig. Jy weet ons, hoe kan ons mense wees hardkoppig wees? Hy is die een wat die ploeg in die verkeerde kant getrek het. En daai prikkel wat hy gevoel het, was om hom terug te bring in plek. Maar Paulus het nie geweet wat agter hom nie. Ek dink, daar's min mense wat kan sê, ek sal pad stap met Paulus se stap. Jy weet wel dat daai man se lewe, die dag toe die Here Jesus aangeneem het, was sy pad klaar uitgeboek vir hom. Jimmy Swaggart skryf 'n boek, en hy skryf met die volgende woorde, ek moet dit vir julle lees. Hy sê, die boek se naam is The Things That I Do, what I do, that I hate. En ek dink toe aan, hoekom sal hy nou dit geskryf? Omdat hy doen iets wat teen sy wil was. Hy word 'n kind van die Here om siele te wen vir die Here. Hy was eintlik die een wat die Christene doodgemaak. Hy is die een wat hulle toegesluit. Hy is die een wat seker gemaak het, hulle kom weer in die tronk uit. En hier moet die Here, draai die Here om, en nou moet hy siele red. Ek kan dink, as jy iemand moes instap, nou, dan kan iemand wat jy nou dink, wat nie die Here dien nie. Ek kan dink aan 'n paar mense wat ek dink, wat nie die Here dien nie. Hier kom hy in en sê, hallo my broers en susters, is dit nie lekker om in die huis van die Here te wees nie? Jy gaan dadelik so kyk en sê, wat maak jy? Of hom sê, wat is jou idee? Wat kom doen jy nou? Om terroriseer my die kerk nou ook? Nee my broeder, ek is ons hier om saam met jou die Here te dien. Ons gaan saam die Here loof en prys. En ek dink dit was vir Paulus baie moeilik geweest, maar ook vir die disippels moeilik geweest. Want om dit te laat dat hierdie man in te kom. Want omdat hy die brief gehad, hy sal Ananias hulle toegesluit het nou. Hy sal die disippels wat so toe gehardloop het om weg te kry, toegesluit het. Hier kom hy omgedraai en die Here werk vir daai man. En hy red die siele. Amen. Ek wil vir julle sê vandag ook, wat ons sê, dalk raak nie eens baie keer nie. Is dat ek bid, ek sien hierso dat hulle skryf dat sy oop toe was, terwyl hy oop was. En dit vat my terug na, ons ken almal die storie van die Titanic. Hulle oë was toe gewees. Hulle sien nie die ysberg nie. Hulle ry reguit in die ysberg vas. Is jou oop toe vir die woord van die Here? Is jou oop toe in die kerk? Is jou oop toe wanneer die Here iets oor die pad bring? Ek wil net sien daar kan swaar. Ek net aan die kant toe. Of as jy die pastoor sien daar in die gang, wag dat hy weet nie af hoe dit lyk. Hy net nie my sien. Want hulle wil hy my vra iets. Ons is ons so, ons dreef ons so op. As ek sien daai persoon, daai persoon hoop. Julle meer, en ek kan jou plat ry. Jou oog kan jou nie beslei nie, jy sien dit. En Saulus se oë was oop gewees. Maar hy het nie die waarheid gesien. Hy moes eers verander het. Die Here moes hom eers iets leer, en ek sien Paulus leer iets. Hy is nie 'n kind van die Here nie. Hy is eintlik 'n
vyand van die kerk. Maar die Here leer ook iets in 3 dae, wat ons as kinders van die Here nog steeds mee sukkel. In 3 dae eet hy nie, hy drink niks. Luister, as ek vas, die tweede dag, dan begin ek ook al, dan begin my maag ook grond. Dan dink ek, nou lang nog, weet ons soos ons as mense, ons kan nie wag dat die vaste net verby is nie. Maar hierdie ou kom agter die dag toe die Here sy lewe verander het. Die dag toe hy ontstraal het van sy perd. Toe hy daar val en hy erken dat die Here in beheer is, toe besef hy is op die verkeerde plek. Maar hy leer toe daar al om die Here te soek in 3 dae. En in 3 dae toe begin hy die Here ontdek. Nou hier staan dat hy is gedoop. Weet jy wat het hy gedoen nadat hy sy oog opgegaan het, na die skille afgeval het? Hy is gedoop, hy het na die doopwaters toe gegaan. Ek wil vir julle sê, hy het besef wat is die belangrikheid daarvan. Hy het geweet ek moet my lewe reg lewe, anders kan ek nie dit doen wat die Here op my hart gelê het. Nou dis hoekom ek sê, hy doen goeders wat hy nie wil doen. Die Here sê vir hom, jy gaan ly vir die evangelie, omdat jy my vervolg het, omdat jy my kerk te nagekom het, omdat jy die kerk uit mekaar het skil, sal jy die res van jou lewe swaar pad stap. Nou wat ons hier raak lees dalk nie, is dat jy nou gaan kyk, hoeveel boeke Paulus geskryf het. Paulus geskryf, ek dink as ek reg is, 9 boeke oor die Heilige Gees. Die dooping met die Heilige Gees. Hy praat oor die vrug van die Heilige Gees. Weet jy wat, toe hy nog nie eers dit gehad wat die disippels gehad het. Die disippels het in die boot betrek, wat hulle die uitstorting van die Heilige Gees ontvang. En jy kan gaan kyk, en ek maak nie die disippels af nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Hulle het ook boeke geskryf oor wat die Here op hulle lewe gedoen het, maar Paulus kom en hy skryf briewe oor die Heilige Gees, meer as wat die disippels wat saam met Jesus se pad gestap het. Wat probeer ek vir jou sê vanoggend? Dit kom 'n tyd in jou lewe, wat jy 'n besluit moet maak, gaan ek saam met die Here pad stap of nie? Gaan ek luister vir sy woord, of gaan ek nie? Paulus gaan skryf daai briewe, en hy het nie 'n dag saam met Jesus gestap. Hy het die Here kom ontstraal van sy perd en hy geval, en hy het die Here ontmoet daar. Dit is so. Maar weet jy wat is vir my interessant? Die disippels het 'n lewende lyf, hulle kon so vat aan Jesus. Hulle kon so vat aan hom. Hulle kon gesê, dit is Jesus. Ons het gesien, 3,5 jaar loop hulle saam met Jesus. Maar toe dit kom by verdrukking, wie hardloop eerst? Die disippels. Paulus kom in 'n gedeelte en ek wil daarmee afsluit, kom hy in 'n gedeelte en hy word toegesluit. Weet jy wat doen hy in sy toesluit? Omstandigheid. Hy bedien die woord. Hy leef die woord van die Here uit. Hy kom en hy sê, ek gaan nog steeds doen wat die Here vir my gedoen het. Tot die dag wat hulle sy kop afgekap het. Nou ek weet nie van julle wat in die geskiedenis ophou nie, maar weet jy wat is vir die interessantste van die Katolieke? Kyk, daai jare was dit vir my, ek dink hulle het geroep daarin, as hulle kinders van die Here doodgemaak het. En een van die grootste dinge wat hulle roep is die kop van Paulus. As jy nou in Romeine toe gaan, vir een van die groot kathedrale, ek kan nie die naam onthou nie, in die ingangsportaal, is daar 'n tafel, 'n glasvlak bo-oor, en die kop van Paulus in daai ding. Weet jy wat straal dit uit? Ons het die evangelie van Christus doodgemaak. Hoor wat ek vir julle sê, hulle wys dit vir die wêreld, en hulle is trots daarop, dat Paulus gesterf het. Maar eintlik is dit eers vir hulle wat hulle glo. Paulus gaan, voordat hy sterf, skryf hy 'n brief. En in die brief sê hy, hou goeie moed.
Hoeveel keer het ek en jy hom opgegee, as ons so mooi was? Ons het dalk nie in 'n fisiese tronk nie, maar jy sit vandag in 'n omstandigheid. Jy sit vandag hier, en jy weet nie hoe daar uit te kom. Jou probleem het so groot geword vir jou, dat jy die kettinge aan jou hande sit. Jy sit met 'n probleem vandag, en ons is almal so. Ons weet nie wat om te doen by jou werk nie. Ons het nie die antwoord nie, ek het nie vir jou antwoord nie. Die enigste antwoord wat ek vir jou regtig het is, ons moet vashou aan die woord van die Here. Ek wil ontplof as iemand vir my sê, ag, die Here sal voorsien, of glo net die Here gaan dit doen. Ek het 'n vriend gehad, hy ou Jacques van Deventer, as jy hom gesien het, dan sê hy vir my, ag my broer, ek wil kwaad word, as die mense praat van glo net, weet hulle nie waar deur ons gaan nie. Ek wil vir jou sê, hou vas aan die Here. Nie net glo nie, hou vas aan die Here. En ek het 'n rede gehad, want ons het baie maklik om te sê, my broer, alles sal alright werk. Moenie worry nie. Hy weet ek 'n burger, maar hy het nie kos op die tafel nie. Dis lekker. Maar hou goeie moed, die Here gaan voorsien, my broer. Terwyl ek 'n burger eet, dit werk nie so nie. Waar ons moet begin goeie moed hou, is wanneer ek sê, my broer, kom hierso, jy gaan saam met my vandag eet. Aan my tafel gaan jy sit en saam met my eet. Dit is goeie moed hou. Begin dit verander. Ek het vir julle vandag gelees daaroor dat oor hoe Paulus wat verander het. En met dalk met 'n rede daarvoor is dat jy moet nie weghardloop vir die wêreld wat dit moeilik word. Om aan die kerk te bly is nie die antwoord nie. Om die Here op te gee is nie die antwoord nie. Hierdie man Paulus het gesterf vir die evangelie. Disippels het gesterf vir hierdie evangelie. Ek en jy is bevoorreg om vanoggend in te kan kom sonder 'n probleem om te sê, prys die Here. Die Here is goed. Amen. En ek wil vir jou aanmoedig vandag, wanneer jy uitstap, wanneer jy nou hierdie week aanpak, begin dink aan wat Paulus deurgegaan het, as 'n kind van die Here, waarheen jy gaan. Dink aan wat Petrus gedoen het. Weet jy wat? Petrus, ek het nie eens by dit vir jy gesê nie, maar Petrus het gesê, ek is nou onwaardig om regop gekruisig te word soos Christus. Hy gevra kruisig my onderste bo. So voordat die sataniste begin het met die onderste bo kruis, wil ek vir jy sê, het die Christene eers onderste bo gekruisig geword. Hulle het gekyk hoe om dit te doen. Hulle het gekyk hoe hulle die Christene kon doodmaak. En weet jy wat? Vandag, 2000 jaar later, staan die woord nog steeds vas. Die woord is onfeilbaar. Die woord gaan nooit weggaan nie. Al het Paulus geblaas, toe hy die disippels doodgemaak het. Al het almal gekom. Al het daar mense gekom en gesê, ons gaan die evangelie uitroei, staan die woord nog steeds. Amen. Toe ons deur siektes was, die laaste ruk wat ons deur COVID gegaan het, toe dink ek daar gestaan, weet jy wat is so interessant? Kerk moes eintlik uitsterf. Maar ek wil vir jou sê, dis nou die tyd waar die kerk moet opstaan. Amen. En hulle staanplek weer inneem as kinders van die Here. Wanneer jy uitstap, moet jy wys jy's 'n kind van die Here. Laat jou lig skyn. Laat jou lig straal na buite toe. Wanneer jy daar ver in die verte werk, waar ook al jy werk, wanneer jy by jou werksplek instap, skyn jou lig vir Jesus. Ek wil vir jou sê, dis die lekkerste. As hulle my bel, en vir my sê, Fransjo, wanneer kom jy terug? Dan lag ek vir hulle sê, ja, ek kan nie terugkom. Hy sê, daar's 'n leemte by ons. Ons soek jou terug. Ons soek daai lig. Weet jy wat is lekkerder? As ek by my broers kom, ek wil vir jou sê, dis my begeerte om by julle uit te kom. Dis vir my lekker om by julle te kom wees. As ek julle sien, wil ek jou, ek wil saam met jou kom kuier. Ek hou van daai liedjie en ek gaan hiermee sê ek nou rarig. Daar's 'n liedjie wat sê, ek wil by die Here vergader, daar waar sy krag is. Ek wil saam met hierdie mense vergader, waar sy krag is. Weet jy wat is my lekker? As ek by julle kom en ek hoor getuienis.
Ek hoor hoe die Here jou deurgedra het. Weet jy wat, nou, ek wil nie vrek nie, so ek maak 'n tyd tot vir hom. As 'n Sondag aand hier kom, dan sê hy vir my, Here Frans, maar ek het getuienis, ek wil getuig vandag. Nou, ek het nog eers kans gehad om te sê, dan gaan die getuienis wees. Hy is so voor my, hy sê, ek laat getuig. Ek wil getuig, want die Here was goed vir my. Weet jy wat is opgewonde vir my? Hy het getuienis. Hy wil getuig. Ek wil getuig hoe goed die Here vir my is. Wil jy nie getuig hoe goed die Here vir jou is nie? Begin 'n verandering maak in jou lewe. Begin daai kop skuif maak. Dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor die Here. Dit gaan oor sy roem en sy heerlikheid. Dit gaan oor jou wat hemel moet maak. Prys die Here. Ek gaan vra dat jy saam met my staan. Hemelse Vader, terwyl ons hier voor U staan en dalk was die boodskap net te kort vir ons, of dalk het ons net verstaan 'n bietjie, of soos my broer gesê het, dalk is hierdie woord net vir een persoon. Wil ek vir U dankie sê daarvoor. Ek weet dat U leef en dat U nog steeds vir ons op die troon sit en U nog steeds vir ons as kinders van die Here voorsien. Ek wil U al die lof en die dank gee dat U vir ons gesterf het aan die kruis en dat ons ook, Here, sal vasstaan in U woord. Dat ons nie sal terugstaan vir hierdie wêreld nie, maar dat ons sal weet dat U nog steeds in beheer is. Ek wil die Here al die lof en die eer gee, terwyl my broers en susters hier is, waar ook hulle al mag deurgaan. Wil ek bid, Here, dat hulle verlaste, hulle versoeke na U toe sal rig, en sal sê, Here, hier staan ek, help my. Help my deur hierdie omstandigheid, help my sodat ek die Here kan vertrou, en ek dank U, Here, dat U, Here, ook oor ons pad kom, om ons 'n nuwe lewe te gee. Want in Christus Jesus het ons 'n nuwe lewe, soos daai woord sê, daar's 'n nuwe lewe in Christus, 'n nuwe lewe vir my. Daarom vra ek, Here, vul hulle vandag, Here, met U waarheid en krag. Wanneer hulle uit sal stap en hulle in sal stap, dat by die bergsplek hulle sal sê, this joy that I have, Jesus gave it to me. En hulle sal sê, this joy that I have, the world didn't give it to me. Jesus gave it, the world cannot take it away. Dat ons dit sal begin leef na buite toe. Ons gee al die lof en die eer, en ons loof U daarvoor in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen.